Hierdie program word geborg deur DigiCards. So baie welkom by nog 'n aflewering van Alles wat mooi is en dit is so 'n voorreg om vanaand met twee van my absoluut gunsteling mense te gesels. Meer onlangs gunsteling, nou dat ek julle persoonlik ken. Natuurlik julle werk is ek lankal mal oor, maar dit is Dion en Gary van Touch of Glass. Hallo Petronel. Baie welkom. Baie dankie. Kyk, julle is eintlik hier vir die Dekkie se kabaret, so julle is al welkom geheet in die week wat ons nou hierdie opname doen. Maar welkom op ons program. Baie dankie. So vertel gou vir my, gisterand Dion het jy vir my gesê Touch of Glass is 38 jaar oud. Dit's korrek, ja. Hoe het jy dit begin? Wat gebeur het is in 1989 het ek saam met 'n sielkundige of opvoedkundige gewerk. Ek is 'n sielkundige en ons was in die gevangenisdiens en hy het dromme gespeel vir Annelie van Rooyen. Toe skakel hy my eendag, toe sê hy, wil ek nie vir Annelie gitaar kom speel nie. Okay. Toe het ek audisie gehad en toe besluit hulle nee, dis reg. En daar ontmoet ek toe vir Ronel Erasmus op Klaverbord en Annelie het nooit vakansietye gewerk en dan het ons nou maar met hierdie orkes gegaan Badplaas toe en Tsepies toe en toe ons by ons eerste optrede kom as Touch of Glass, toe was ons nog nie Touch of Glass nie. Toe sê Jamies Jamnek wat basgitaar vir Annelie gespeel het. Ja. Hoorie, Al die name. toe sê hy, hoorie, maar wat gaan ons maak as die mense ons wil bespreek? Wie gaan ons sê is ons? En daar sit ons, die aand om die kampvuur. Hy sê toe, kom ons noem ons net vir die vakansie Touch of Glass. Net vir die vakansie. Nou ja, 38 jaar vakansie is later. nog 38 jaar laat. Maar die jare het jy verwissel van vennote. Van vennote, ja. Ek het saam met Ronel gesing en toe sy besluit sy gaan net geestelike musiek sing, toe het ek Sy het 'n vir pragtige stem. Ja. sy het. Ja. Toe het ek vir Roan de Tooy ingebring. En toe hy nou besluit hy wil 'n solo loopbaan hê, toe het ek so rukkie saam met Dusty Dixon gewerk, maar die afgelope amper 2 jaar nou is dit ek en Gary. Jy en Gary, en soos ek verstaan, Gary is hierdie baie gelukkige kombinasie. Julle albei is baie committed aan die brand, sien nou my Engels tussenin verskoon. Gee ons net so 'n idee van jou musikale agtergrond, want dis ook nie al wat jy doen nie, nê? Nee, dis nie al wat ek doen nie, maar dis al wat ek wil doen. Natuurlik. Ek moet sê, Jy sing so mooi. Dion het ons paadjie, ek so 5-6 jaar gelede het ek om een aand eendag geskakel om so dinner theater kind of show saam met my te kom doen. En toe sê hy, ja, maar ek dink hy het geweet vir 'n jaar gesê het, want dit was eintlik, hy het nie eens tot net voor die show, het hy nie eens geweet wat se liedjies gaan ons doen nie, en want dit was baie ongeorganiseerd, ek moet sê. Maar ja, Ek ons het dit het gehoor na die tyd dat dit ongeorganiseerd was. Nee, Somebody hy's that a- knows your stuff, ja. ja, hy's 'n baie Nee, ek het maar net rustige ou, ingeval Okay. met wat. En, Dit is net moeilik want jy werk met iemand anders agtergrondmusiek en jy weet nie eens wat 'n sleutel dit is, as jy so 'n liedjie begin dan. Jy voel ons Dit soek is jy baie so. moeilik geweest. Maar ja, lang Wow, storie okay. kort, toe het ons weer so, ek sal sê seker so 2,5 jaar gelede iewers raak geloop. En toe het ons die aand gesels en so aan en toe sê hy vir my Dusty gaan hom verlaat. Ja. En Tyd vir 'n toe nuwe vra hy vir my, sal ek belangstel? Ja, en ek kon nie glo, hy vra my asof ek sou nee sê nie. Ja, ja. Maar ja, eversins is dit net vir my 'n sprokieswêreld in die musiekbedryf, want ek meen die man is net ongelooflik baie Jy's ook 'n talentvol. sound engineer, Dion, soos jy sê, net klankingenieur. Ja, ag, ek het myself maar geleer oor die jare, maar ek het saam met baie groot regisseurs gewerk. Jy weet mense soos Peter McLee en en Lulu van der Walt. Ek ken vir Lulu. My en- eerste crescendo liedjie het sy vir my verwerk. Lulu is Ja. dierbaar, talentvol. En dan ja. kom die ouens in die ateljee in. Ek onthou Peter McLee toe ek net begin besluit het ek's 'n klankingenieur. Toe werk ons aan 'n Lorica album. En hy sit so en hy sê vir my iets oor die basdrom. Ek moet vir hom meer 3K gee op die high mids, jy weet. Nou weet ek weet glad nie wat beteken 3K nie. Nou draai ek die midden maar bietjie op. Hy sê maar jy kan nie 3K
na 4K toe draai en dit help dit met 3K bly. Nou dink ek hoe moet 3K meer word? Hy sê die onderste een is die sweep. Dis jy moet Ek raak al meer en toe ingewikkeld. sê hy luister, Ja, kom ons wees nou met mekaar eerlik Ja. vandag. ja. Jy weet nie wat jy doen. En toe het ek gesê, okay, Max bereid om te leer. Okay. En toe met elke produksie het ek maar by die ouens geleer en hier na 2-3 jaar toe begin ek agterkom, wag 'n bietjie, jy weet, ek begin soort van weet wat nou aangaan. Ja. En ek het maar op 'n harde manier geleer en In saam met praktyk, Johan ja. Huystek het ek produksies vir Manny Scorsese gedoen. Ons het vir Dani Neels gedoen. Ek het die Koleskies het daar opgeneem, daai Vanishing Point album van hulle en hulle is toe Sure. daarna Valley Studios toe met finaal te meng en so aan. So dat groot kunstenaars al 'n begin draai gemaak in die Touch of Class studio. Oh, wow. Julle is 'n instelling in die bedryf. Wat sal julle sê is die wenresep agter die idee van 'n Touch of Class? Die kombinasie van musiek. Ek dink dis maar 'n variety van musiek wat 'n mens aanbied. Daar's 'n groot genre wat 'n mens cover. En 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 jy ek dink die sing. kwaliteit van Ja. Sorry, maar jy sing alles. Ek bedoel jy Ja. gaan van rock and roll tot by Mens is baie klassiek, gelukkig. ja. Ek moet eerlik Ja. wees, ek is baie gelukkig en ek moet sê hy druk 'n mens baie keer in 'n hoek hoor. Jy moet maar doen wat hy wil Ja. gedoen het want ek meen ek respekteer hom vir wat hy weet. Ek meen 38 jaar se ondervinding vat jou 38 jaar om te kom waar hy is. Ja. So 'n mens value sy denke. Ja, en is En, input. en as jy dit nie doen nie, gelukkig, my pa was 'n musikant al sy lewe deur en hy het my informele opleiding gegee. Nou Blackie Swart ken hom baie goed, hy was saam met die police bands met Was my jou pa, pa. wie was jou pa? Vic Forward. Okay, ekskuus vir my Ja, want ek nie weet nie, maar hy het saam met Steve en Blackie gespeel. Ja, in die ja. polisie. Wow, Ja. fantasties. Jy so jou. so Jou spore loop ek ver terug in die musiek. oom Stef is, ek meen ek was nog 'n seentjie, dis hoekom ek hom oom Stef, want ek meen dit voel net vir my verkeerd om hom nie oom te noem nie. Maar hy het toevallig op daai noot het my pa trompet gespeel met Ja. en oom Stef het nou vir ons 'n nuwe liedjie geskryf, die trompetspeler. Vir my Gaan pa. oor sy pa. Ja. Ekskuus my mond val op. Ek weet nie van want Steve, ek praat van Steve. As ek vir hom gaan oom sê, gaan hy vir my sê jy kan vir my oom sê. Jy moet net vir my nee sê nie. Ek dink dis 'n grappie, maar ek uit my vertel hiervan, Gary. Ekskuus dat ek dit Ja, kom net. dis- Oh, wow. Nou wanneer kom dit uit julle? Ons is nou hard besig. Ons het nou 'n Huldeblyk album aan Teun Jordaan gemaak waar ons 19 van Teun se liedjies opgeneem het. Oh, Of nie sjoe. alles sy liedjies nie, maar alles liedjies wat hy wel bekend. gesing het, ja. Ja, okay. En dan het ons nou by Stef 2 oorspronklikes en ons het nog 'n ander oorspronklike liedjie of 2 wat wag om en hulle staan nou so almal in die ry. So binne die volgende 6 na 8 weke moet hulle almal so na mekaar begin uit. Maar ek kan nie wag nie en alles seën daarmee en dankie vir wat julle bydra tot ons bedryf. Vir my is dit koninklik, hoor? En dankie dat julle saam met my kom gesels het agter die skerms, maar ons het 'n kabaret om te gaan doen so. Voeg toe. Kan nie wag. Hier gaan ons.